Ons skriflesing vanoggend is net 4 verse. Net 4 verse. Kolossense 3 vers 1 tot 4. Die 83 vertaling van die Bybel. 83 vertaling. Kolossense 3 vers 1 tot 4. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Hy het daardie paar verse, vriende. Een van die goed wat vir my nogal opval, ons bely baie maklik dat ons glo in die opstanding. Maar wanneer ons oor die opstanding glo en daaroor praat, dan dink ons aan die opstanding in die verlede, dat Christus opgestaan het uit die dood, en ons dink aan die opstanding in die toekoms, naamlik dat ons ook eendag, as Christus terugkom, weer sal opstaan saam met hom. En natuurlik is beide van hulle waar. Maar ons dink baie min oor die hier en nou. En hoe die opstanding hier en nou aan ons lewens 'n verskil maak. Aan ons verstaan van God, aan ons geloofsuitdrukkings, aan ons daaglikse lewe. Ons koppel alles aan die Heilige Gees baie keer in die wyse waarop ons na buite toe lewe. Terwyl iets van die nuwe lewe begin met die opstanding. En tog dink ons baie min daaraan in terme van ons alledaagse lewe. Jy sien, ons het in 'n sekere sin die wêreldse leuen ingesluk. Hoek, line en sinker, sê die ouens wat visvang. Die ene van YOLO, you only live once. So as jy net een keer lewe, dan moet jy nou die beste maak en alles doen wat jy kan in hierdie lewe en alles beproef en alles geniet en oor niks skuldig voel in hierdie lewe nie. Ja, dit is seker goed om te lewe asof jy lewendig is en met volle oorgawe te lewe. Maar die YOLO ouens, hulle dink nie heeltemal so daaroor nie. Vir hulle gaan dit uiteindelik oor Sondag is ek 'n Christen, Sondag is ek geestelik, maar die res van die week is ek beestelik. Ek leef soos wat ek wil, daai YOLO. Ek geniet alles en ek doen alles, want ek lewe net eenmaal. Dit skep nogal 'n probleem. Skep 'n baie groot probleem. 'n Probleem vir ons en ons geloofwaardigheid as gelowiges, maar ook 'n probleem vir die wêreld wat na ons kyk en ons lewe evalueer, want hulle doen elke liewe dag van ons bestaan waar ons in die wêreld daar buite is ons Christenskap op die wêreld verhoog, wil ek amper sê. Word ons geëvalueer aan wat ons bely en glo. Ek kon nie help nie, maar om te dink aan 'n ou soos Karl Marx, wat die vader van kommunisme is. Maar het julle geweet, Karl Marx se ouers het uit die Judaïsme het hulle Luterane geword. Karl Marx het in 'n Christelike ouerhuis groot geword.
Dit laat my nogal wonder oor die goed wat hy dan uiteindelik geskryf het. Want sy konklusie oor godsdiens was dat godsdiens niks anderste is as a pie in the sky when you die. Dis ligkastele. Dit beteken niks. Dit het geen invloed op jou lewe hier op aarde nie. Dit het geen impak op jou daaglikse bestaan nie. In 'n sekere sin, toe ek dit nou weer onthou van Karl Marx en wat hy gesê het, en ek lees hierdie teks, toe het ek so 'n bietjie 'n tree teruggegee en vir myself gesê, "Sjoe, dit klink nogal asof Paulus baie dieselfde sê as Karl Marx, so op die oog af." Want sien, Paulus sê, ons moet ons fokus op die dinge daarbo, daar waar Christus is, en nie op die dinge hier op aarde nie. Dit klink asof Paulus vir ons sê, ons moet vir ons 'n pie in the sky hê, en ons moet nie worry oor wat hier op aarde gebeur nie. Dis nie belangrik nie. Maar die vraag is of dit werklik is wat Paulus vir ons wil leer, en vir ons sê in hierdie teks. Kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons kyk of dit is wat Paulus sê. Hierdie teks, hierdie 4 verse wat ons hier het vanoggend is soos 'n skanier. Dis 'n oorgangsgedeelte. In die eerste 2 hoofstukke het Paulus gepraat oor wie Christus is en wat ons in Christus het en wat dit beteken om gered te wees. En dat hy vir ons opgestaan het uit die dood en die lewe kom gee. So hy praat oor wat ons het, reeds het. Dan kom hy en dan praat hy, en gaan ons nou kyk na hierdie skanier gedeelte, en dan die laaste klompie hoofstukke praat hy oor hoe ons moet lewe. Wat ek en jy, hoe gee ons uiting aan dit wat ons ontvang het? In daai eerste 2 hoofstukke. Hoe gee antwoord ek daarop met my lewe, met my optrede elke liewe dag? En toe ontdek ek dat dit wat Paulus hier vir ons wil kom leer of kom sê, is dat ek en jy as ware 'n nuwe oriëntasie in ons lewe moet begin vestig. Dat ons onsself ten opsigte van die opstanding van Christus nuut moet heroriënteer. Dis asof Paulus vir ons wil sê, op 'n baie vreemde manier moet ek toegee, dat die opstanding nie net te doen het met die verlede nie, en ook nie net te doen het met die toekoms nie. Paulus gebruik dan dooptaal in ons teks. As hy sê, Christus is uit die dood uit opgewek, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, dan gaan hy aan en hy sê, wanneer Christus wat julle lewe is, hy sê, die dinge wat moenie julle steur aan die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis dooptaal wat hy daar gebruik. Sien dat dit herinner aan Romeine 6, waar Paulus gesê het, ek en jy het saam met Christus aan die kruis gesterf, ons is daar dood, ons is saam met Christus dood, asof dit ons was, en ons is saam met Christus begrawe, asof ons self begrawe is, en ons is saam met Christus opgewek, asof ons letterlik self opgewek is uit die dood. Hy wil vir ons sê dat ons lewe, ons nuwe lewe, reeds met ons doop begin het.
Die dag toe ek en jy as 'n klein babatjie gedoop is en ons niks daarvan verstaan het nie, het God in sy liefdesverbond na ons toe uitgereik en ons kom insluit in sy verbond as sy kinders. Vir ons kom sê, ons behoort nou aan hom en met daardie in hom het ons reeds die lewe, die nuwe lewe gekry. Het ons opgestaan uit die dood, asof ons self deur die graf gegaan het uiteindelik. Hierdie is 'n vaste feit, wil Paulus vir ons sê. En ons kan onsself daarteenoor heroriënteer in terme van ons hele lewe vorentoe. Want hierdie feit bring nuwe lewe, bring uiteindelik 'n nuwe oriëntasie, weg van die ou mens na die nuwe mens toe. Luther het 'n baie mooi ding gesê. Luther het op 'n stadium, hy het baie keer aanvegtinge gehad van die duiwel. So vertel hy. Hy sê en elke keer wat hy 'n aanvegting gehad het, wat hy swaarmoedig geraak het, wat hy wou opgee, dan het hy onthou dat hy gedoop is. En dan stel hy dit so, hy het weer teruggekruip in sy doop in. En dit het vir hom weer hierdie nuwe besef gegee van wie hy is en waar hy tuis hoort en waarheen hy op pad is en dat hy reeds 'n nuwe mens is. En daarom sê Paulus, aan die ander kant weer, moet ons nie fokus op op ons aardse ambisies en ons aardse suksesse en ons besittings en ons erkenning wat ons kry in hierdie lewe nie. Dit moenie ons fokus wees en ons uitgangspunt in die lewe wees nie. Natuurlik is daai goed belangrik ook op 'n manier in ons lewens. Ons kan dit nie net sê dis onbelangrik nie. Maar uiteindelik is dit 'n produk van God se seën in ons lewe. Van God se voorsiening in ons lewe, sy sorg in ons lewe. Daarom is daai goed nie verkeerd nie, maar ons fokus is nie op daardie goed in ons lewe nie. Paulus wil vir ons sê, ons is geroep om ons harte, ons gedagtes te oriënteer op Christus en Christus se heerskappy en koninkryk wat reeds op hierdie aarde begin gestalte kry. Hy wil hê ons moet fokus op Christus en die dinge daarbo, en as ek dit prakties moet uitspel, dan sê die Onse Vader dat ons bid vir die koms van die koninkryk, dat die naam geheilig word en dat dit wat op aarde gebeur, dat dit wat hier gebeur moet gebeur soos wat dit in die hemel gebeur. Ons sou dit ook anders te kon stel, die gebooie, dat ons vir mekaar moet lief wees soos vir onsself en vir God bo enige iets anders sal lief hê. Of soos Matteus dit stel in Matteus 6, soek allereers die wil van God en sy geregtigheid, dan gee hy vir jou alles anders wat jy nodig het. Vriende, die storms van ons tyd, die bomme wat oral bars, die mense wat sterf, die kinders wat vaderloos gelaat word, vermink, die stryd wat mense het om net te oorleef, die mense wat sukkel met hulle gesondheid en elke dag stoei om net aan die gang te bly. Al hierdie goed kan uiteindelik ons fokus, ons oriëntasie wegneem van Christus af en van dit wat ons reeds in Christus het. En dit gebeur baie maklik.
Ons word oorweldig deur die nuus in ons samelewing. Ons word oorweldig met alles wat sleg is. Ons opstanding, sê Paulus, saam met Christus, verander ons fokus, verander ons oriëntasie. Hy het gesterwe, ons het saam met hom gesterwe, saam met hom begrawe, saam met hom opgewek tot die nuwe lewe. En dan sê hy, ons lewe is saam met Christus verborge in God. Verborge. Dit is 'n woord wat 'n bietjie moeilik is om regtig 'n greep op te kry, maar in wese beteken dit ons lewe saam met Christus is gewaarborg. Niks en niemand kan dit verander nie. Nie hierdie wêreld en al sy dinge nie, kan dit verander nie. Ongeag al die onsekerhede en twyfel wat binne in ons mag leef partykeer, ongeag die aanvegtinge wat ons het baie keer, niks kan ons uit hierdie verborgenheid, hierdie waarborg dat ons aan Christus behoort, dat ons saam met hom lewe, dit van ons af wegneem. En letterlik staan daar eintlik, ons is in Christus weggesteek. Is dit nie mooi nie? Weggesteek. En dan die punt van vanoggend se preek, die kern vir my. Omdat ons 'n nuwe oriëntasie het, as gevolg van ons geborgenheid in Christus, en alles wat dit inhou, fokus ons op hom, en wat vir hom van belang is. En ek vat dit soos volg saam, die hele teks. Hoe nader ek aan Christus kom, hoe nader kom ek aan die wêreld. Want dis presies Christus se lewe, nê? Hoe nader Christus aan God gehoorsaam was, God se absoluut aan hom gehoorsaam was, hoe meer het hy na die wêreld toe uitgereik, na my en jou. Ons is nie wolkemense nie. Ons leef nie vir 'n pie in the sky when we die nie. Ons fokus op Christus, die dinge daarbo, nie op die aardse dinge nie. Bedoelende die geraas en al die goed wat hier aangaan nie. Nee, ons fokus op Christus wat vir ons die energie gee, wat vir ons die fokus gee, wat vir ons die hart en die liefde gee, wat vir ons vergewe het, wat ons diensbaar kom maak, terwyl ons die oog op Christus het, om ook die oog op mekaar te hê in hierdie wêreld, soos hy. Ons lewe nou in 'n verwagting op die lewe wat kom. En ons lewe dit op 'n baie spesifieke manier. Ons lewens vandag moet iets van die glorie wat vir ons eendag wag, hier reeds weerspieël. Mense moet dit kan sien. Paulus gee 'n radikale heroriëntasie, vriende. Hy heg nie waardes aan mense en goed nie. Hy soek eerder God se goedkeuring en nie mense se nie. Ons ignoreer nie die aardse verantwoordelikhede wat ons het nie. Dis nie wat ek sê nie. Dit beteken nie ons kan in daai wolkekrabbers gaan leef nie. Maar ons doen alles wat ons hier en nou in ons daaglikse lewe doen op so 'n manier asof dit tot vir God self is. Laat ons hart klop, vriende. Dis vir my die boodskap van die opstanding. Laat ons hartklop in ritme wees met Christus se. Mag dit ons gedagtes elke dag vorm.
mag sy heerskappy daagliks ons lewe oriënteer. Amen. Here, baie dankie dat U opgestaan het uit die dood. Dankie dat alles nie geëindig het in dood en in 'n graf nie, maar in lewe, oorvloedige lewe. En alhoewel ons uitsien na U wederkoms, Here, met groot verwagting, weet ons ook met dankbare harte dat ons nou reeds aan daardie ewige lewe deel het, deur ons deelname aan Christus. Here, as ons dan al hoe nader aan U beweeg in ons vorming, in ons gelykmaking met U, bid ons dat ons ook al hoe meer gerig sal wees op mense. Dat ons 'n hart soos U sal hê vir hierdie wêreld en sy mense. Dat ons deur diensbaarheid 'n verskil in mense se lewens sal maak. Sal wys, U het waarlik opgestaan. Amen.